Nou vriende, goeiemôre. Ek vertrou dat dit goed gaan met u en dat dit goed gaan met u geliefdes, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons vanmôre sal seën by die oordeenking van sy wonderlike woord. Nou ons is besig met die boek Spreuke. Vriende, baie interessante gedagtes wat hanteer word, baie interessante waarhede en u moet altyd onthou dat die woord van die Here deur die Here self ingegee is. Nou hoe presies dit gewerk het, weet ons nie, maar die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees het heilige manne gedryf om dan sy waarheid neer te pen. Daarom sê ons ook dat die hele skrif deur God ingegee is. En is die gebed van my hart dat ons ook elke oordeenking sal hoor, wanneer daar gepraat word oor sekere aspekte uit die Bybel, dat dit God se opdragte vir ons is. Nou vriende, 'n mens kan val. Ek is nie onfeilbaar in my oordeenking nie, maar elke keer as ons die woord lees, is dit onfeilbaar. God se woord is onfeilbaar. En dit is nie God se woorde vir ons nie, dis God se woord. En daarom moet ons luister na wat God vir ons sê. Het gaan ook nie oor ons interpretasie per se nie, maar wat God se woord in konteks sê. Daarom is tradisie nie die bepalende faktor vir die verklaring van die woord nie. Dit gaan nie oor oorleweringe nie, dit gaan nie oor wat ek dink die Bybel sê nie, maar ons moet bly by skrif met skrif, so sê die Here, en wat die Here sê is vir ons die belangrikste. En daarom gaan ons vanmôre aangaan. Vers 7 sê: Wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Nou hierdie pragtige vers, vriende, in een van die ander vertalings sê: Wie reg doen en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed. Dit is belangrik, vriende, dat ons sal sien dat elke aksie het 'n reaksie. Elke daad het 'n gevolg. En daarom is dit belangrik dat ons moet onthou dat wat ons vandag doen, gaan 'n invloed hê op ons gesinne, op ons kinders en selfs op ons kleinkinders en hulle kinders weer. Die geslagte wat volg. Dink maar aan die goddeloosheid van geslagte en hoe die een na die ander geslag lei. Ons dink aan Afrika. Ons dink aan al daardie oorlowe daar plaasvind en almal wat hulle wil vergryp aan mag. Hoeveel hartseer, hoeveel armoede, hoeveel verdriet en ellende sit hulle families in. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat ons die regte en die eerlike pad moet bewandel. Waar begin dit? Vriende, ons word almal in sonde ontvang en gebore. Ons almal word boos gebore. Daarom het ons nodig om weergebore te word. Wedergeboorte is 'n werk van God, waar hy deur die Heilige Gees my hart vernuwe. Ek my sonde raak sien en ek uitroep om genade, want ek sien my boosheid raak. Hy bring geestelike lewe in my siel om vir my te wys hoe boos ek werklik is. En dan gee hy my die ewige lewe. En die Bybel sê ek sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe nie. En niemand sal my uit sy hand trek nie. Dis 'n bonatuurlike werk. Wanneer God my kom red en my dan kom leer vanuit sy woord, 'n daaglikse dissipline om sy woord te lees, dit te oordink, sodat ek die regte kan doen, eerlik kan lewe, sodat my en my kinders goed kan gaan. Vers 8 sê: 'n koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is. En dan vriende, hierdie verse eenvoudig, dat konings eerbaar moet wees. 'n koning moet 'n eerbare man wees, hy moet eerbare onderdane hê, hy moet mense hê wat reg en geregtigheid laat geskied. En ons weet dat daar min sulke leiers en konings in die geskiedenis van die wêreld was. Tot op hierdie dag is daar baie min wat werklik daarop uit is om ander te dien en 'n leier te wees wat God welbehaaglik is. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik dat dit die taak en die opdrag van die leier, van die koning, van die regering is om dan die verkeerd uit te wan. Daarom gee die Here wetgewing, daarom gee die Here vir ons 'n polisiemag en 'n weermag om juist die kwaad te beveg. En wie 'n land wat met 'n regering sit en met 'n koning sit en met 'n leier sit wat boosheid liefhet. Suid-Afrika is ongelukkig in daardie kategorie waar ons leiers boosheid liefhet, hulle het bedrog lief, hulle het geweld lief, hulle het misdaad lief. Daarom het u en ek nodig om te bid vir hulle, soos nog nooit van tevore nie. Dat die Here hulle sal red, dat die Here vir hulle sal wysheid gee, dat hulle sal verstaan, hulle is deur God aangestel. Elke leier, volgens Romeine 13, is deur God aangestel, en dat hy eendag van hulle rekenskap sal eis. Vers 9 sê: Wie kan sê, ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde? Dis 'n vraag wat Salomo vra, hy gereeld vra in die boek Spreuke. En een van die vertalings sê: Wie kan sê ek is rein, ek is onskuldig, ek is sonder sonde? En hierdie is nogal 'n verskoning wat baie mense gebruik. En hulle sê: luister, niemand van ons is sonder sonde nie. Ons almal het voete van klei. Jy moenie die splinter in die ander ou se oog soek terwyl die balk in jou eie oog is nie. En eintlik wat hulle daardeur wil sê is: los my sonde, ek geniet my lewe, moenie my oordeel nie. En ag vriende, ek dink glad nie dis wat die Bybel vir ons wil kom leer nie.
Die Bybel wil vir ons kom leer dat ons almal is sondaars, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar die dag as ek gered word, staan ek onder die wet van God, staan ek onder die wet van sy woord, dan is daar 'n verantwoordelikheid van my kant om sy waarheid lief te hê, te omhels en uit te leef, en ook die verantwoordelikheid om ander te vermaan, terwyl ek self vermaning sal aanvaar, want niemand van ons is sonder sonde nie. 'n Kind van die Here is iemand wat juis lief is vir hulle, wat hom sal teregwys. Want hom sê, my broer, hierdie sonde wat jy doen, hierdie pad wat jy oploop, hierdie ding wat jy nou doen in jou lewe, gaan jou lewe vernietig. Dit gaan jou lewe as kind van God skade aandoen. Pas op daarvoor. En 'n kind van die Here omhels dit. Waarom? Omdat 'n kind van die Here weet sy hart is onrein van geboorte af. Die Bybel sê hy dwaal van die moederskoot af. Daarom is wedergeboorte nodig en dan die daaglikse vernuwing deur die Heilige Gees. Daarom staan ons nie, vriende, en sê vir mense, ons is hierdie sondelose mense en ons oordeel ander nie. Nee. Ons sê ons is juis sondaars. Ons is juis nie sonder sonde nie, maar God het ons uit genade kom red. Hy het ons sy Gees kom gee, sodat ons nou ons eie sonde in die eerste plek kan beoordeel. Dat God se woord ons eie hart kan ondersoek. Dat ons anders sal toelaat wanneer daar sonde in ons lewe is en ons teregwys, dat ons sal luister daarna, maar dat ons op ons beurt ook met sagmoedigheid en lankmoedigheid anders sal help, sodat hulle die pad van die Here kan stap. Al kos dit dat ons soms ander teregwys. Vriende, vers 10 sê 2 soorte gewig, 2 soorte maat, hulle albei is vir die Here 'n gruwel. Nou ons het al reeds verskeie kere daaroor gepraat. U kan na die boodskapies gaan luister van Spreuke 6 vers 16, Spreuke 11 vers 20 en ook op verskillende ander plekke waar ons gepraat het oor die gedagte. En daardie tyd het hulle gewigsmaat gehad en hulle het gewiggies gehad en baie keer het hierdie mense oneerlik opgetree deur meer graan of meer koring of wat ook al te kry en dan 'n gewig te sit, vriende, wat baie minder is. So baie oneerlik gewees. En die Bybel sê dat hierdie dinge is vir die Here 'n gruwel. So uiteindelik wat die gedagte is, maar as ons oneerlik is in besigheid, is ons vir die Here 'n gruwel. As ons lieg, as ons oneerlik is, as ons iets verkoop vir 'n bepaalde bedrag en ons weet dit is baie minder as dit werd, ons is oneerlik, ons bedrieg, ons vertel leuns, sê die Here, hy haat dit. Daarom wees eerlik in besigheid. Dis die kort en die lank van hierdie vers en dis wat God van sy kinders vra. Vers 11 sê die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, of sy handelwyse suiwer en of dit reg is. Vriende, dit is eenvoudig. 'n Jong seun wys alreeds wat in sy hart is en wat in sy hart skuil. Dit is so as 'n jong man rebels is, as hy opstandig is, as hy nie onderwerp aan gesag nie, as sy vader en moeder met harde woorde aanspreek, as hy nie wil luister in die skool of nie wil luister vir ander nie, sal hy, as hy groter word, presies dieselfde gesindheid openbaar en dit sal later vir hom baie hartseer berokken. Daarom is dit belangrik, vriende, soos daardie ou spreekwoord sê, buig die boompie terwyl hy jonk is. Leer jou kind, onderrig jou kind in die waarheid. As dit soms 'n tigtiging nodig is, doen dit. As daar tye is van waar jy hom berisp, doen dit. As daar tye is waar jy sekere dinge inperk, doen dit. Sodat jou seun 'n goeie karakter kan bou, sodat hy ook 'n lewe kan leef wat God welbehaaglik is. Want luister, as jy hom net laat begaan, vriende, gaan hy nie beter word nie. Dit begin alles wanneer hy klein is, jy leer hom, en ons pleit altyd dat die Here hulle siele sal red, want deur die wedergeboorte verander die Here hulle harte. Maar as 'n kind vir baie jare oorgelaat is aan homself, en hy begin 'n karakter vorm, hy begin sekere optredes in sy lewe daarstel, is dit baie moeiliker as dit op bekering kom om hierdie dinge los te kry in sy lewe. Dit word, ons sien dit male sonder tel, daarom, terwyl hy jonk is, leer hom, onderrig hom, sodat hy ook 'n jong man kan wees, wat die Here kan verheerlik, en dat sy handelwyse op so 'n manier sal wees, dat ander kan sien, hy dien die Here. Vers 12 sê, 'n oor wat hoor, en 'n oog wat sien, die Here het hulle albei gemaak. Vers 12 in een van die ander vertalings sê, die oor wat hoor, die oog wat sien, die Here het albei gemaak. Dit is die hele gedagte van, dat die Here die skepper is van die mens. Vriende, dit is so dat die Here gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Die Here die aarde geskaap, hy het die son, maan en sterre, hy het die diere gemaak en hy het die mens geskape en hy het die asem van die lewe in hulle neus geblaas. En daarom sê die Bybel ook vir ons dat ons wonderlik goed geskaap is. Gaan lees die Bybel. Vriende, ons is nie die produk van evolusie nie, ons is nie die produk van kans nie, ons is nie oor miljoene jare uit 'n eensellige organisme ontstaan of uit 'n aapagtige dier nie. God het ons geskape, die kroon van sy skepping. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy vir ons 'n oor gegee het wat hoor en 'n oog wat sien.
want hy is die God wat geskaap het. Ons praat nie van die uitsondering op die reël waar mense doof is of hulle blind is nie. Die gedagte wat die Here maar eenvoudig vir ons hier wil kom sê is, dat die algemene skepingsplan, dit wat die Here vir ons daar gestel het, van die tuin van Eden af, 'n oor om sy woord te hoor, 'n oog om sy heerlikheid te sien, vanuit die blaaie van die Bybel, sodat ons hom kan leer lief hê, kan dien en kan volg, en hom kan eer as ons skepper. Ek sê dikwels vir mense, as jy nie Genesis 1 en 2, die skepingsverhaal kan glo nie, wat doen jy met die res van die Bybel? Is jy heeltyd dan besig om die Bybel te hersien, en te sê, okay, dit glo ek, en dit glo ek nie, en dit klink vir my te wonderbaar, en dit klink vir my, nee wat, ek glo nie, ek gaan hierdie enetjie vat nie, nee. Ons vat die woord van Genesis tot Openbaring, deur die Heilige Gees geïnspireer, en die groot feit dat God ons geskaap het. Die laaste vers van vanmôre, moenie die slaap lief hê, sodat jy arm word nie, maak jou oë oop, dat jy jou met brood kan versadig. Ons het al reeds daaroor gepraat, vriende, toe ons gepraat het oor die Luiaard vers 4, ek gaan nie veel daaroor sê nie, die hele gedagte is maar net, ons moet slaap. Die Here het slaap daar gestel, ons moet rus, sodat ons kragte kan herwin, maar dan is die doel, sodat ons kan werk. Ons slaap nie om net lui te wees, en as ons wakker word, drink ons 'n koppie koffie, en ons gaan slaap verder, en ons slaap in die middag, en ons slaap laatmiddag, en ons slaap vroegaande, en ons bly net slaap nie. Nee, die Bybel sê vir ons slaap vir 'n tyd, sodat ons wakker kan word, en die krag wat ons uit hierdie slaap geput het, dat ons dan ook kan gebruik in diens van die Here, en tot verheerliking van sy naam. Mag die Here ons wysheid gee, vriende. Dis eintlik baie eenvoudige, praktiese dinge, maar dit is goed dat ons nodig het om te hoor, sodat ons lewe kan lewe, om die Here welbehaaglik te wees, om eendag voor hom te staan en die mooi so by hom te ontvang. Groete vir u, mooi dag verder te raak.